Hemelse Vader, dankie dat U lief is vir ons. Dat U kyk en vir ons sien. Dat U weet dat hierdie lewe hier op aarde partykeer vir ons swaar is. En dat ons allemaal sukkel, probleme het. En ons sal vir U sê, dankie dat U omgee, dat U wil help, dat U wil ondersteun, dat U wil gee wat ons nodig het. En Here, ons wil vanoggend hier vir U bid en vra dat U vir ons rustig maak. Dat ons hier sal sit en inneem wat U vir ons wil sê. Dat U vir ons al steun en gee blydskap, vreugde en alles wat ons nodig het. Ja, U wil dit gee. U wil 'n plan vir ons. En daarom eer ons U. Hou ons vas aan U. Maak asseblief ook nou ons harte oop, ons gedagtes oop, oop op die boodskap in te neem. En dat hierdie boodskap vir ons gesteun en blydskap gee, geloof gee. Ons wil dan rustig sit en neem U boodskap. Dat ons vra in die naam van Jesus. Amen. En of ons lees uit Johannes 3, vers 16. Ons ken dit lied. En hierdie vers 16 van Johannes 3 moet ons so goed ken, dat ons het kan sê, voordat het te lees, so goed. Kom ek wil lees vers 16, 17, 18. God is lief vir mense wat woon in hierdie aarde, in hierdie wêreld. En daarom het hy sy seun gegee. En daar is niemand soos die seun nie. Elkeen wat in hom, die seun, glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe ontvang. God het sy seun na die mense toe gestuur, maar nie om die mense te straf nie. Nee, God het sy seun gestuur om hulle mense te red. Niemand anders is soos die seun. As iemand in die seun
straf God om nie. Maar God straf nou elkeen wat nie in die seun van God geloof. Sluit dit op. Woorde is soos 'n sleutel. Ons word so gewoond om woorde te sien, te lees, uit te neem. En dis die besef wat beteken daardie woorde. Het is belangrik om woorde te lees, te sien, in te neem. Maar as ons nie verstaan daardie woorde, kan dit ons nie help. Dan werk die sleutel nie. Is eers as ek en julle 'n woord verstaan, dat die sleutel opmaak en sien. En weet wat die woorde sê. So woorde is belangrik. Want as ons die woorde verstaan nie, beteken daardie woorde onbelangrik. Nou wanneer ek en julle boodskap kyk en inneem, woorde inneem, of die Bybel lees en die woorde inneem, ons moet nie met aanhou kyk en lees, maar ons weet nie wat beteken die woorde nie. So het is goed om stadig te lees, stadig die boodskap inneem en kyk, wat beteken daardie woord? En as ek en jy daardie woord se beteken nie weet, ek sê stop. Ek is soek en ek vraag, wat beteken daardie woord? Vertel dit asseblief van my. Want as ons dit nie doen, party mense sal ek en julle wat nie verstaan nie. So kom, kan dit jou laat verstaan. Nou Jesus wil hê dat ons almal hierdie baie woorde wat hier geskryf is en wat verkondig word, dat verstaan. Weet wat dit beteken. Want as ek en julle dit verstaan, bring dit vir my en julle vreugde. Om te verstaan, en ek weet wat om te doen, wat is reg om te doen. En ek weet, dis gevaarlik baie oor ek los. Dit wat dit, of wat hy dit leer, maar meeste, hierdie woorde, wil vir ons leer van God. Wat hy alles vir ons doen. Nou, ek wil vanoggend 3 woorde verduidelik. En as julle daardie 3 woorde verstaan, dan het julle die sleutel. Jy weet, dat daardie woorde beteken min, en,
Nou, interessant is, alles wat ons lees het, hier in Johannes 3, vers 16, 17, 18, daardie 3 woorde van saam, alles wat hier geskryf is. Ek kan dit verduidelik. Want ons sing die mooi lied, Jesus min my. En daardie lied is geskryf in julle noeme singboekie. Toe ek die eerste maal sien, ek gedink, ek weet of julle verstaan min. Toe ek het verander na lief, en toe sê, sommige van die jongens van nee, ons kinderen is min my. Altijd so. Maar, ek wil nie alleen verduidelik die 3 woorde van die lied nie. Ek wil verduidelik wat beteken daardie woorde. En wanneer ons vorentoe weer daardie lied sing, dan moet ons besef en weet, daardie woorde vertel die boodskap van Johannes 3, vers 16, 17, 18. Kom ons begin. Die woord in my as 'n ou Afrikaanse en Hollandse woord. Hollandse woord. Ons moet besef dat die woord lief het 2 gedeeltes. Die eerste deel is wat ek in julle en wat God, die Vader, voel binnekom. So dis eerste gevoel. En dink. En begeer. Maar God, die Vader, het gevoel vir ons. Hy voel iets wat my het elke wil. Hy voel binne sy hart. Kom nie. Hy voel dat hy wil dink aan elke mens. Hy dink aan elke mens. En hy het 'n begeerte om elke mens te help, te beskerm, te gee die nodigheid. God het 'n behoefte, 'n begeerte om by elke te wees. En hy wil hê dat ons by hom moet wees. Maar ek en jy weet nie van daardie gevoel wat God by hom het. En soos 'n man en 'n vrou sal hulle mekaar sien en begin van mekaar. As die man skop begin voel, die vrou weet nie. En dat was ook, as die vrou voel iets, dat die man sy voel, maar hy weet nie wat sy voel nie. Omstandigheid gebruik. Daardie gevoel, en wat jy dink, wat jy begeer, wat pijn is. Daardie gevoel, binnekant jouself. Niemand ken dit nie. En dit noem die ou Afrikaanse woord en die Hollandse woord min.
minnaar is min, as 'n persoonlik min, daar is my min persoonlik effek, wat ek binne effek. Maar omdat ons nie meer die woord min verstaan, want ons gebruik daardie woord en as min melk of min suiker of min geld, min. Hoe kan ons sê God min my? Toe mense geprobeer los die woord min. Maar praat van liefde. Maar ongelukkig vergeet ons nou dat liefdeswoord met 2 bene. Dat is 'n gedeelte binne. Daar is 'n tweede gedeelte waar ek daardie binne liefde wys. Doen. Gee. Ek roep dit. Nou, sodat jy kan vergaan. Die gee vir my. En waar het 2 jaar wat 'n man en 'n vrou, die is van mekaar. Die zijn stukjes. Het is speciaal. Het is een tweede deel van liefde. Nou, liefde doen. Het is wat God, die Vader, hy wil nie in die hemel gedink. So, dat is haar min, die mens, die wêreld. En hy sien, sukkel, probleme, sonde, die mense wat nie ken nie. En hy wil die beste gee vir mense. So hy gevoel, hy mense nie geweet daarvan. Toen hy besluit, hy wil doen, daardie liefde wil hy doen. Hy wil hê die mense moet weet en voel hoe lief hy het. Toe stuur hy sy seun. En Jesus was lief vir mense. Enige mens, sondige mens. Vyande. Jesus het nie. Nee, Jesus is vrede, alles wat klaar, sy kom sal aan. Help jou. So Jesus kom stuur Vader om vir ons bewys liefde. En jy sal onthou dat Jesus het gesê, die grootste bewys, liefde. Om jouself te gee. En gelukkig is om te sterf vir 'n ander persoon. En dit is wat Jesus kom doen het, om ons te red. Hy gee sy lewe. En God, die Vader, wil vir ons sê, hy min ons voor. Dat hy is gewillig sy seun te gee, sterf. Sy seun te stuur om ons te vertel, te verduidelik, te wys hoe lief hy vir ons het. So liefde red, beskerm, gee om, help, gee wat nodig is. Maak nie seer nie. Wat is skade? Nee. Liefde. Versorg. En daarom het Jesus ook gesê, vir die disippels, vir ons,
ons moet nou ook so liefde wys. Maar het begin voor. So die binnekant moet is verander. Maar ek vroeër dat 'n persoon die gewoon of hart om wat te kan. Nee, Jesus is hier. Die binnekant verander. En die binnekant moet ek voel geen opgedaan. Ek voel jammer gedaan. Ek voel beskerm. Soos met dieselfde doen. Wat wil jy aan jou voel doen? Wat gaan doen? En wys dat ons met almal lief het, mekaar lief het. So min binnekant. Liefde is wat ek wys. Wat ek doen. Maar ons praat vandag met die een oor liefde. Onthou, liefde het twee dele. Min binnekant en lief. Wat beteken salig? Nou dis 'n woord wat beteken om die beste te gee. Die beste geloof te gee. Die beste mooi te gee. Die beste vreugde te gee. Die beste wat jy nodig het te gee. So alles wat die beste is, wat die meeste is, wat die wonderlikste is, dit noem ons salig. Nou, ongelukkig gebruik ons daardie woord min vandag. Ons sê dit vandag gelukkig, of wonderlik, of mooi, of goed. Maar die Vader sê, hy wil die beste geluk gee. Die beste mooi gee. Die beste meeste wat nodig is, so goed is, en wonderlik is, gee. En hy noem dit salig. Daar is nie iets groter, dieper, beste as salig. Maar wat is so beste, goed, vreugde, mooi, beste? Wat is salig? Zalig. Is iets wat God geeft. Hij redt. Hij verlost. En hij geeft oorvloed leven. Nieuwe leven. Eeuwige leven. Dat is wat hij geeft. Lot 11 oor die lot. Daardie woord beteken dis iets
geniet. Ons begin uit. Ons ontvang dit. Dit is soos 'n verrassing. Ons ontvang dit. Dit is erg. Dit is iets wat ek voorheen ontvang. Dit is iets wat ek kry, wat ek nie verdien nie. Wat ons het nie gewerk daarvoor nie. Ons het nie gekoop nie. Ons het dit nie ontvang. Dit is lot. Maar dis iets wat ek en julle kies. Wie sê die Here, hy wil gee die beste alles salig gee. En wat hy gee is redding, verlossing, ewige lewe, die hemel, kinders van God, kan wees kinders van God, en hy sorg vir ons gee, alles, ons kinders van ons gee, en hy gemaak het ons woon op die nuwe aarde. Dit alles wat hy beloof, dit is ons lot. Dit is ons erfdeel. Alles wat hy beloof hier in die Bybel, wat hy wil doen vir ons, gee van ons, dit is ons lot. Ons lot. Dis wat hy besluit om te gee. Ons kan ontvang dit. En dis hoekom hulle lotto, ken lotto, toppel. Hulle noem dit ook lotto. Hoekom? Want jy kies een moment. En as jy verkeerd kies, jy verloor. As jy reg kies, jy weet. En dat het jy ontvang, verniet. Maar omdat ons vandag die woord gebruik, LOT as 'n negatiewe woord, wat beteken lotto op toppel, wil ons nie daardie woord gebruik. So lotto het daardie woord gespeel. Daardie mooi woord aan God. Lot is 'n mooi woord. Lot beteken, dis die beste, die wonderlikste wat ek kan doen, van God ontvang. En wat hy gee. Dit daardie is ons erfdeel. Ons ontvang het verniet. En dis die beste wat hy wil gee. Ewige lewe, kind wees van God. Dat hy sê, ons kan self met hom praat. Nie nodig vir my, van ander persoon, dat jy eers na hom toe moet gaan en sê, dat sy ons wat jy vraag, op nee. Die Here sê, jy kan self met hom praat. Julle hoort aan hom. En hy wil vanoggend vir julle elkeen sê, hy min jou. Hy wil gee. Alles wat vir jou salig maak. Wat wonder
waar. Op dit te kry, moet ons kies. En daardie kies, sê die Here hier in Johannes 3, vers 16. Alleen hulle wat glo in Jesus ontvang dit. So ons moet kies, wil ons glo of wil ons nie glo nie. Nou as ek en julle sê ja, ek wil kies geloof, dan gee die Heilige Gees in ons geloof. En hy help ons op te gaan, op te aanvaar, en te groei, al meer sterker te word in geloof, in kennis van God. En die Heilige Gees wil ons help om ten volle te ervaar, te voel. So, die Here wil vir julle sê, julle het klaar gekies. Julle glo. Julle hou vas aan Jesus. En God die Vader sê vir julle, hy min julle, van my ook. En hy wil gee, zalig is. En hy wil gee my lot. En ek dink, die gevaar van lot is voor wat ek opvat. Ja. Goed, ek afsluit. Daardie is hierdie ou wêreld wat ons hier beleef, ervaar en voel ek gesukkel. Maar God Vader beplan beter vir ons. Hy wil gee oorvloed lewe. En ons moet glo, vashou, dat hy sal op hierdie aarde vir ons en elke vir julle help. En gee wat jy nodig het. Hy weet jy sukkel. Dit is nie altyd maklik nie. Maar hy sê, Alvast, vertrou hom en weet dat ons is op pad na beter. Salig.